Hallo julle lieflike mense, weer my beurt vanaand om vir julle iets te verduidelik wat die Here op my hart gelê het. Het julle al ooit gewonder, waar was Jesus in die Ou Testament? Waar was Jesus met die skepping van die aarde? Nou wil ek vir julle wys dat Jesus al die tyd daar was. Hy was altyd nog die seun van God. Jesus is nie die eerste keer gebore as die seun van God toe hy op die aarde gekom het nie. Nee, Jesus, God en die Heilige Gees was daar van die begin af. Jesus was net sy Vader se seun in die geestelike vorm, in die goddelike vorm. Maar hy het eers in die Nuwe Testament aarde toe gekom om 'n mens te word, hè? Goed, om onder ons te kan kom woon. Kom ons kyk gou-gou, waar was Jesus dan al die tyd? En om dit te kan sien, gaan ons na Genesis toe. Ons begin by die begin. In Genesis 2 staan daar: En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die Gees van God, daar lees ons al reeds van God en van die Heilige Gees, né? Het gesweef op die waters, en God het gesê, okay, wat lees jy? Wat hoor jy? God het gesê, God het gespreek. Reg. Nou, wat beteken dit vir jou? Kom ons kyk, as ons nou oorgaan hierso na Johannes 1 vers 1, staan daar geskryf, en nou moet julle mooi byhou en mooi kop hou hierso, in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Goed, as iemand iets sê, dan gebruik jy woorde. God het gespreek. Dit was Jesus wat die spreekwerk gedoen het. Omdat hy en Jesus een is, né? Jesus het die woord gespreek. Want hier sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God. Want ons lees, Jesus is die woord. En die woord was God. Met ander woorde, Jesus en God is een, en die Heilige Gees is die derde persoon om die drie eenheid te vorm, né? Dit is vir julle tog sekerlik baie duidelik, want dit kan nie anders as dit wees nie. Goed, Jesus is die lig van die wêreld. Ons lees dit hierso verder in Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek, dis Jesus, is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus is die lig van die lewe. Hy het ook die lig gemaak op die aarde, want God het gespreek, want God het deur Jesus gewerk om die skepping te kan doen. Dit staan so in die Bybel. Julle kan dit self gaan lees, gaan kyk self daar, hoe lei die woord, die Heilige Gees jou om te verstaan, dat God het gedink, laat daar lig wees, en Jesus het die spreek gedoen, die woord gebring, en gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Verstaan julle dit so saam met my? Toe Jesus op die aarde gekom het, dit is nou 2000 jaar later, in Johannes, in die Nuwe Testament, nou is Jesus 'n mens, hy is nou hier tussen die mense. Toe sê hy vir sy disippels, hy is die lig van die wêreld. Goed, hy is die lig van die wêreld, want hy die duisternis kom verbreek. Dit is die waarheid, dit is so. Want daar is geen duisternis in hom nie. Reg, nou staan daar geskryf in Matteus 5 vers 14. Nou het Jesus aarde toe gekom, en hy het die evangelie gebring, hy het al sy werk kom voltooi op die aarde, maar terwyl hy hier was op die aarde, toe sê Jesus, want dit was een van sy opdragte wat hy by God gekry het, toe sê Jesus vir hulle in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. Verstaan julle? Dit wat Jesus vir ons gebring het, is die lig, sodat ons nie in die duisternis kan wees nie. So ons kan nou aflei dat Jesus is die woord, hy is die rema, hy is ook die lig.
want hy bring vir ons die lig van in die wêreld, sodat ons wat in hom glo, nie in die duisternis sal wees nie. Goed, daar's maniere om te verstaan oor in duisternis wees. Jy kan, as jy vir iemand sê, ek is in die duister oor 'n saak, dan verstaan jy nie wat daar aangaan nie. Jy kan ook fisies in die duister wees. Ek weet as dit donker is en daar's nie 'n lig wat skyn nie, dan gaan jy maklik jou voet stamp teen iets en dis ongemaklik, jy kan nie sien nie. Maar in albei opsigte het Jesus vir ons gekom om die lig te wees. Hy het gekom sodat daar nie om ons duisternis kan wees nie. Hy het ook gekom sodat hy vir ons die evangelie kon uitlê, die Bybel, sodat ons dit kan verstaan, wat hier alles gebeur. Ek hoop ek maak myself baie duidelik, want dit is baie belangrik. Mense vra altyd daar, maar of baie mense het die mispersepsie dat Jesus eers tot bestaan gekom het toe hy gebore is uit Maria, maar dis nie so nie. Jesus was voor die skepping reeds daar. Hy was reeds in daardie stadium die seun van God. Nog 'n ding, nog wat ek kan verder uitbrei daarop. Jesus was in die hemel toe die Satan nog daar was, en sy demone, en sy gevalle engele. Hulle het mekaar geken, hulle het waarskynlik goed oor die weg gekom, want ons weet, die duiwel Lucifer was 'n gewilde persoon, 'n geliefde persoon in die hemel. So hy en Jesus het heel waarskynlik lekker gesels, goed oor die weg gekom. En toe die duiwel nou uitgeskop is uit die hemel, toe is hulle vervreemd van Jesus. Daarom sal jy onthou, as Jesus, toe hy met sy evangelie besig was, as hy by mense kom wat bose geeste in hulle het, duiwels in hulle het, dan het hierdie duiwels hom duidelik herken, want hulle onthou vir Jesus van die hemelse tyd af. Daar het hulle met hom baie te doen gehad. Hulle was daar vriende daar, maar hulle herken hom, hulle het dadelik geweet, hierdie is die seun van God, en hulle het hom ook so aangeroep, Jesus seun van God. Wat is ons saak met u? Het jy gekom om ons voor die tyd te pynig? Want hulle weet presies wat in die Openbaring gaan gebeur, hulle is nie oningelig daaroor nie, nee. Maar goed, dit is dingetjies wat 'n mens maar moet dink, waaraan 'n mens moet dink as jou gedagtes so 'n bietjie laat gaan. En dit is ook dingetjies wat die Heilige Gees vir mens meedeel. Al sulke dinge want die Bybel sê, God sê, hy wil nie dat ons oningelig moet wees nie. Ons moet weet waar ons is, ons moet weet wat aangaan. Dis hoekom hy vir ons ook Daniël en Openbaring gegee het. Dis hoekom ons eintlik die hele Bybel het, om hom te kan bestudeer en te weet wat daar aangaan, sodat ons nie onkundig is nie, sodat ons weet wat gaan gebeur. En alles wat gaan gebeur is baie duidelik uiteengesit. Al wat ons moet doen is om die Bybel oop te maak en 'n bietjie tyd te vat daarmee. Vra vir die Heilige Gees om dit vir jou oop te breek, om jou hart ontvanklik te maak, om jou verstand op te skerp, dat jy kan verstaan wat jy lees, want baie keer lees 'n mens, maar jy kyk nie wat jy lees nie, verstaan nie wat jy lees nie, jy lees nie die Bybel soos 'n storieboek nie. Dit dra wel ook krag, maar om die Bybel te bestudeer, moet jy tussen die leestekens lees. En by elke leesteken moet jy die nodige pose neem en inneem wat bedoel word, want 'n leesteken kan 'n hele sin verander. So ons moet baie versigtig wees oor hoe ons die Bybel lees, né? Reg, nou het ek vir julle vertel dat Jesus nog al die tyd daar was, en hy het aarde toe gekom, hy is die lig van die wêreld, en hy het die lig wat hy was, het hy vir ons gegee, ons wat sy kinders is. Niemand wat hom nie aangeneem het nie, het 'n lig nie, nee, want die lig kom deur die inwoning van die Gees, maar Jesus het gesorg dat ons daardie goed alles het, dat ons die lig van die wêreld gaan wees. Dit is baie belangrik om hierdie goedjies mooi deur te werk, en 'n studie te maak van die Bybel. Ja, ons moet die Bybel eet, elke woord van die Bybel, want onthou Jesus het vir Satan gesê, mens kan nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat geskryf is in die Bybel van God, né? So dit is ons voeding, is ons geestelike voeding waarvan ons kan lewe. Ek hoop julle het verstaan, ek hoop dit is vir julle duidelik, mag julle geseën wees, mag julle 'n wonderlike aand hê, lekker aand vir julle, totsiens.